Ek het 'n ruk gesit en dink, terwyl ek hier so rondom hierdie mense is, van daar soveel waarheid en soveel oordentlike teaching wat daar van vooraf kom na ons toe. Maar as ek sien hoe die mense hier instap en hulle sit hier en hoor hierdie goeters, en as ek sien hoe hulle hier uitstap, dan lyk dit maar vir my presies dieselfde, of daar nie regtig life change plaasvind. En ek begin wonder hoekom dit so is. Waarom is daar waarheid wat insny en wat regtig mense se lewens veronderstel is om te verander? Maar hulle stap hier uit asof daar net mooi sweet blou niks gebeur het nie. Verbeel jy nou 'n bietjie eendag dat hier so 'n suurlemoenboom in hierdie gebou instap. Ek meen, okay, ons sê nou maar die suurlemoenboom kan lewe en hy kan praat en sy's daar so en alles so, asseblief gaan nou maar net rustig. Bear with us. Nie dat dit ooit kan gebeur nie. Maar sê nou maar daai suurlemoenboom kom hier in. En ons sê vir daai suurlemoenboom, weet jy wat? Daai suurlemoene wat jy dra, dis nie heeltemal wat ons like in hierdie omgewing. Ek meen, ons like appels. En ek meen die suurlemoenboom sit miskien dalk daar en sê, "Jo, miskien like die mense appels. Ek gaan probeer om nie 'n suurlemoenboom te wees nie." Sê net maar ons kom en ons knip daai suurlemoene af en sê ons gaan vir jou help om 'n appelboom te word. Moenie worry nie, ons is hierso vir jou. Appelbome is waaroor dit gaan. Knip lekker die suurlemoene af, val op die grond, gaan hier so in die kafee toe, gaan koop appels, hang dit aan die appelboom, nuwe ene. Gaan sy 'n appelboom wees? Ek wonder daaroor. Maar nou meer. Kom ons kry die dominee, Appelgrein, wat kan preek val en vir presies sê van waaroor gaan dit in die lewe, hoe om 'n appelboom te wees. En ons stuur op 'n appelkamp, wat toevallig die naweek is wat nou aankom, en daar ontmoet hulle absoluut vir appelliefie, en ek meen dis appeltert wat daar is, en selfs as jy probleme het, kan jy appel aanbied. Maar nou jy al die goeders gebeur rondom hierdie appelgoeders, en sy kom van daai kamp af, opgesuik as 'n appelboom. Sy was op die appelkamp, sy het die appelbybel gelees, en hulle het appelgesange gesing. As ek volgende jaar by daai boom kom, wat se vrug dink jy gaan daai boom dra? Nee man, appels. Ek meen, hulle was mos op die appelkamp gewees. Natuurlik, die boom gaan suurlemoene dra. Want jy sien, dit is 'n suurlemoenboom. Hulle kan nie anderste nie. Jy sien, die boom dra suurlemoene omdat dit 'n suurlemoenboom is. Ek en jy doen sonde omdat ons sondaars is. Ons kan nie anders nie. Sê maar wat? Wat is die enigste manier hoe hierdie boom gaan ophou om suurlemoene te dra? Ja, die boom moet vrek. Wat is die enigste manier hoe ek en jy gaan ophou om sonde te doen? Jy is heeltemal reg. Ons moet vrek. En dis presies wat gebeur het 2000 jaar terug aan die kruis. En dit maak my so opgewonde. Want ek besef daarso dat ons het saam met Christus, saam met hom gekruisig. En jy sien, jy het gesterf. Want hy het in jou plek gesterwe. Hoor 'n bietjie gedeelte wat Paulus self geskryf het. Ek lees uit die Message vertaling uit. Galasiërs 2. Daar staan, "What actually took place is this. I tried keeping rules and working my head off to please God, and it didn't work. So I quit being a lawman so that I could be God's man. Christ's life showed me how and enabled me to do it. I identify myself completely with him. Indeed, I have been crucified with Christ. My ego is no longer central. It's no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. And I'm no longer driven to impress God. Christ lives in me. The life you see me living is not mine, but it is lived by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me." Jy sien, ons is nie in hierdie gebou suurlemoenbome wat ergens probeer om appels te hê. Jy sien goeie werke appels. Ons is nuwe mense van binnekant af buitekant toe. Ons is 'n nuwe boom. Ons is nuut gemaak in Christus. En hy wat in ons is, maak ons totaal en al van binnekant af buitekant toe nuut. Jy sien, Jesus het nie gesterf aan die kruis vir jou suurlemoen sondetjies van rook en drink en grou in jou neus en wat ons ook al opnoem nie. Jesus het gesterf
vir jou sondaar wees aan die kruis. Die potensiaal om vrugte te dra, suurlemoene, het hy voorgesterf aan die kruis. Jy sien, ons is niet in Christus. Mag jy regtig op 'n punt kom waar jy begin besef dat dit nie gaan om die wet te hou nie, maar dit gaan oor 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Mag jy kom op 'n punt waar jy ophou om mense te probeer impress deur soos 'n Christen te lewe. Mag jy regtig waar beleef hoe jy van binnekant af, buitekant toe, die vrug van die Gees wil en kan dra.